Goeiemôre, good morning. Ja, inderdaad. Goeiemôre, good morning. Ons het nou nie vanoggend 'n lied in die hart nie, maar ek en Elsa is hier om jou oggend bietjie beter te maak. Ons beweeg so stadig maar seker bietjie nader na die lang, donker oggende toe, né? Dis waar. En ek moet sê dan raak dit so 'n bietjie moeiliker om vroeg op te staan, né? Ja. Maar ten minste is ons twee hier om dit bietjie makliker te maak. Absoluut. Nou ja, daar wag weer 'n propvol program. So kom ek vertel jou 'n bietjie meer. Jacques van Niekerk deel praktiese raad oor hoe om jou plante vir die herfseisoen gereed te kry. Niels en Eloise Klasen gesels oor die intense wêreld van die teaterproduksie Diepe Grond. En Brendan Piper se treffer H2 Hart het glo 'n nuwe dimensie met die bekendstelling van sy musiekvideo gekry en ons gaan 'n voorsmaakie deel. So 'n lekker mengsel van musiek, teater en inspirasie, bly ingeskakel. Ja, dis altyd vir my so lekker om iemand soos Brendan in die ateljee te kry. Hy's natuurlik baie besig met opnames en optredes en al daai tipe goed. En om nou met hom te kan gesels oor die musiekvideo wat op pad is eintlik vir my iets waarna ek baie uitsien. En ons hou van voorsmaakies, né? Verstaan jy? Ja. Ons Sodat doen- ons eerste is. Diegene is wat eerste is wat weet. Ja. Goed, oggendpraatjies tyd. Ek wil jou vertel van 'n interessante storie. In Douglasdale is inwoners verlig dat 'n groot slaggat en waterlek na meer as 3 jaar se klagtes uiteindelik reggemaak is. Nou die groot keerpunt was toe Helen Zille 'n video gemaak het van hoe sy letterlik in die slaggat swem. Dinge het te vinnig begin gebeur. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Welcome to Douglasdale at this wonderful snorkel pool that has been here for about 3 years, despite many attempts to fix it. When the grader comes in the dead of night so that people can earn overtime, they burst the pipe again. And here we are with a free and wonderful Saturday afternoon snorkel. I can even do the backstroke over here. Let's see if I can do that still. Backward doggy paddle. I get over here. A bit of cool over here. I wonder if there are any fishes in. Die video het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Nou inwoners sê hulle het die probleem oor en oor aangemeld, maar niks het lank gehou nie. Die lek is al verskeie kere reggemaak net om weer in 'n probleem te ontaard. Na die media-blootstelling en Zille se besoek het werkers egter binne 'n dag opgedaag en herstelwerk begin doen. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het die terrein verlede week Dinsdag besoek en aan Times Live gesê dat die jongste herstelwerk deel van deurlopende werk in die area is en nie net weens Zille se besoek nie. Morero het bygevoeg dat planne om pype te vervang reeds aan die gang is en dat verdere slaggate wat deur die waterlek veroorsaak is, na die Johannesburgse padagentskap vir aandag verwys sal word. Al is die pad nou reggemaak, is inwoners steeds versigtig optimisties en meeste wonder waarom dit so iets geverg het om reaksie te bewerkstellig. En as ek reg onthou, het Dada Morero ook gesê Helen Zille moet 'n beter voorbeeld stel en nie in slaggate swem nie. Dit was baie snaaks. My first reaction, actually, when she did the first video of her sitting kind of on the side of a slightly smaller pothole, kind of flicking her feet in the water and just showing that you can actually come here and have a little relaxing Saturday afternoon, I think it was as well, where you can kind of dip your feet in the water of a pothole. My first reaction was, that water must be filthy. And the fact that she swam in this pothole, the first thing I thought of, you are going to get dysentery, you are going to get all kinds of waterborne diseases, because jy weet nie wat in daai water in is nie, maar dit is seker hoekom dit so doeltreffend was, want die punt is gemaak, en nou lyk dit asof daai slaggat reggemaak gaan word. Ja, ek moet vir jou sê, my eerste reaksie was ook, hoeveel waagmoed so iets verg, Ja. om, soos wat jy sê, jy weet, daai duikpak aan te trek, die bril, die snorkel, alles, en om 'n baie goeie punt ook te bewys. Ja. So, ek dink op die einde van die dag, stem ek saam, jy weet, dit moet nie, hoekom moet dit so 'n video dan nou verg om einde ten laaste 'n reaksie te kry. Maar dit is goed vir bewusmaking, neem ek aan. Kom ons hoop dat daar meer aandag gegee word aan slaggate reg oor die land sommer. Ja, dit is goed vir bewusmaking. Eintlik die eerste kommentaar
stukkie wat ek gesien het op daai video het gesê the social media manager needs a raise. Ja. Want dit is nou en almal sien dit, almal het iets daaroor te sê, so dit is regtig net baie effektief hoe hulle hierdie veldtog van haar bestuur vir die burgemeester van Johannesburg. Goed, so 'n applous vir bewusmaking, maar ek en Ras gaan nie enige slaggat aandurf nie. Ons gaan nie. Ons gaan nie. Moving over to a sports story that's a little bit sad, I think. Golf legend Tiger Woods will not take part in the Masters this year after announcing that he's temporarily stepping back to seek treatment following a car accident. The accident led to a charge of driving under the influence, to which he pleaded not guilty, but Woods has since said that he is taking a break to seek professional help and focus on his well-being, particularly after the use of strong pain medication linked to the incident. Woods has won the Masters 5 times, but after years of injuries and setbacks, this appears to be an important turning point, with his focus now shifting more towards recovery and health rather than competition. And Tiger Woods has had his very public struggles with, as we said now, the use of pain medication and things that have definitely impeded his performance as a sports person. And I think him stepping back is actually a step in the right direction. Him stepping back from golf and competing, which I think leads to some of the pressure that he not maybe that skilled to deal with. Dit is maar altyd baie hartseer wanneer sportslui, jy weet, sukkel met so iets. Ons weet dat dit baie fisies kan raak en dat hulle beserings kan opdoen so mettertyd. En dan op die einde van die dag, jy weet dan nou afhanklik raak van iets soos voorskrifmedisyne of pynmedikasie. So ek dink, ek stem heeltemal saam met jou, dis net baie hartseer en om te dink, jy weet as jy nou 'n motorrol, dit kon soveel erger ook gewees het. Ja, ek dink ook iemand wat in die openbare persoonlikheid is, nee, soos 'n sportster, soos wat jy gesê het, net om eerlik te wees oor die dinge waarmee jy sukkel, die dinge wat vir jou uitdagings is. Ek dink dit is ook goed dat die gewone man op straat wat dan ook sukkel, kan sê en luister, verslawing of uitdagings in terme van hoe jy alkohol of dwelms of wat oor misbruik, is nie net iets wat ek as 'n gewone mens ervaar nie. Dit kan enige iemand affekteer. Definitief, en ek dink dan word 'n mens bewus van die feit dat daar soveel meer mense is wat dalk sukkel as wat 'n mens gedink het. Ja, so respek vir daai eerlikheid, ek stem heeltemal saam met jou, en ons hou daai vordering ook met groot belangstelling dop, nee Rosie. Hoopelik speel hy weer, want hy is 'n baie goeie golfspeler. Absoluut. Goed, so as jou groen vingers deesdae dalk so 'n bietjie bruin lyk, maak seker jy bly net waar jy is, want ons gesels net hierna oor hoe jy jou plante kan versorg. Intussen wil ek vir jou herinner dat jy by Goeiemôre Good Morning ingeskakel is en dat jy baie welkom is om ook 'n draai op ons sosiale media platforms te gaan maak, om so ook op hoogte van sake hier by ons te bly en dalk ook so 'n bietjie agter die skerms in te loer. Ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ja kyk, goeiemôre, good morning. Ons beweeg stadig maar seker uit die warm somermaande en in die koeler herfsseisoen in. En dit beteken nie net 'n verandering vir ons nie, maar ook vir ons plante. By ons vandag is Jacques van Niekerk van Safari Tuinsentrum wat vir ons gaan wys hoe om ons plante deur hierdie oorgang reg te versorg. En hy het selfs vir ons 'n paar plante saamgebring om prakties te demonstreer. Kyk hoe mooi lyk dit hier. Hallo Jacques, goeiemôre. Morning. Dit is vir my fantasties dat ons al hierdie plante in die ateljee het. Dit gee sommer 'n hele ander gevoel aan die ateljee. So baie dankie. Dis die ding, dit is wat ons doen met binneshuise plante en dit is hoekom ons dit in ons huise gebruik. So die seisoen is nou besig om te verander. Ja. Hoe moet mens jou waterroetine aanpas by jou plante en die verandering van die seisoen? Roos, as ek kan begin by binneshuise plante. Daarso is nie so groot verandering wat plaasvind by binneshuise plante nie. Hulle gaan ons maar versorg soos ons normaalweg versorg. Dis meer in ons buitekant van ons huis in die tuin buite waar daar so groot verskille gaan wees. En waar mens byvoorbeeld gaan kyk dat jy minder water gee. Onthou, daar's nog son, dis nog lekker buite, maar dit word al bietjie koeler. Ja. Die water bly bietjie langer in die grond. So ons kan eerstens begin buite om minder water te sit. So ons kan daai besproeiingsstelsel bietjie gaan stel, bietjie minder ure opsit of bietjie minder minute opsit wat ons spuit in ons tuine en soms ook bietjie water spaar terwyl ons dit doen. Ja, so herfs is bekend vir die tyd van die jaar waar die blare begin verkleur, dalk van die bome afval. Wanneer is dit net die natuurlike loop van dinge en wanneer is dit iets waaroor mens eintlik bekommerd moet raak? Kyk, herfs is 'n oorgangstyd. So dit is 'n oorgangstyd tussen die somer en die winter wat op pad is. En daar met die blare en die dinge wat val, gaan ons moet seker maak dat byvoorbeeld by jou grasperk, as ek sommer by grasperke kan begin, dat mens daai blare ophark, dat mens nie daai gras toemaak onder blare, hulle moet asem kry, hulle moet lig kry. In daai voorbereiding vir die winter moet ons ook byvoorbeeld kyk dat ons grasperke sterk is. So ons gaan 'n laaste keer gaan ons 'n kunsmis of 'n voeding vir die grasperk gee. Ja. En ietsie wat ons nie normaalweg gee nie. Gewoonlik gee mens iets wat hoog is in stikstof want jy wil groen blare, jy wil groei op jou grasperk. Ons wil nou iets anders hê op ons grasperk. Ons wil nie groei hê nie, ons wil sterk selwande hê. Ja. En daarvoor gaan ons 'n produk gee wat hoog is in kalium. Ek weet nie of jy kunsmisstowwe ken nie, hulle werk mos NPK, stikstof, fosfaat en kalium. En die agterste syfertjie, die K, dis die kalium. En kalium is daai syfer hoog is, 'n 815, 'n 315, as daar 'n 5 aan die einde is, dan weet jy hierdie produk gaan die selwande bou. Dit help ook om vrugvorming en blomvorming en al daai dinge aan te moedig. So dis die laaste keer 'n handvol per vierkante meter op die grasperk, sommer nou. Ja. Laaste voeding wat jy vir jou grasperke gee en dan het ons 'n sterk grasperk, dan gaan hy sterk wees teen moontlike ryp en moontlike koue. Wow. Kom ons begin by ook gesels oor die tipe plante wat mens in herfsseisoen moet aanskaf. Is daar enige iets wat spesifiek regtig goed floreer as jy dit begin plant in die herfsseisoen? Want mens dink altyd lente is die tyd waar alles blom en waar jy moet plant en so voort. Maar is daar spesifieke plante wat regtig geskik is vir herfsseisoen? Roos, terwyl ek bly raak aan daai punt. In Suid-Afrika glo mense ons plant net in die lente. Dis absoluut en ons is gelukkig hier in die suidpunt. Ons kan reg deur die jaar tuin maak. Ons het seisoene. Ons het nie 'n winter wat alles wegvries nie. So hierdie tyd van die jaar is 'n besige tyd in die seisoen.
of in die jaar. Ja. En soos ek gesê het, is 'n voorbereidingstyd. Ons gaan al ons somersaailinge gaan ons uithaal en ons gaan nou ons wintersaailinge insit. So dis planttyd. Ons gaan nou ons kleur in ons tuin gaan ons primulaatjies, ons poppies, ons petunias, ons papawers, al daai dinge inplant. Sodat ons aan die einde van die winter en vroeë lente pragtige kleur kan hê. So dis absolute voorbereidingstyd. Mens kan nou ook voel die luggie begin koeler raak en dan beteken dit net een ding, jy gaan bolle plant. Van die ou garde wat al jare lank tuin maak het gesê, jy trek jou broek af en jy gaan sit op die grond met jou boude en as hy koud voel, dan weet jy is tyd om bolle te plant. So dit is nou boltyd, afdille, narsings, al daai pragtige blomme wat ons vroeë lente gaan sien, moet nou ingesit word. So as jy in die lente wakker skrik en dit begin plant, is hopeloos te laat. Dit is nou tyd om die oudjies in die grond te kry. Jy het natuurlik vir ons 'n verskeidenheid van die pragtigste plante gebring na die ateljee toe. Kan jy vir ons net wys wat het jy gebring, paar uitlig en vir ons sê hoe hierdie eintlik versorg moet word? Daar's hy. Om terug te kom na die binneshuisomgewing toe in die plant wat jy binne in jou huis sit. Onthou, en ek sê ook graag vir mense, daar is nie iets soos 'n binneshuise plant. Ons noem dit 'n binneshuise plant en ons vat 'n plant en ons sit hom in ons huis. Ja. Nie een van hierdie oudjies is ontwikkel of het groot geword of het ontstaan in 'n huis nie. En daarom is dit baie sleg in ons huis. Die toestand in die huis is nie altyd ideaal nie. Ons het dinge soos trekke, vensters wat oop is, vensters wat toe is. Dis nie konstant nie. Daar's soos 'n kaggel, daarso is ligversorging, daar's 'n kombuis wat vette en olies het wat op die blare gaan lê. Daarso is stof. Daar's gewoonlik te min lig ook en dit is alles dinge wat nie konstant is vir die plant nie. So as mens daai kan bestuur, dan kan jy 'n mooi plant hê. Die belangrikste ding maar vir meeste van hierdie binneshuise plante, veral as hulle kleur in het, as hulle blomme aan het en as hulle bont blare het, kleur in die blare het, dan weet 'n ou ons moet baie lig hê. Nie direkte sonlig by 'n venster waar die plant gaan brand nie, maar direkte lig of ekskuus, helder lig, nie direkte lig nie. As mens sukkel met binneshuise plante en is 'n bietjie donker in jou huis, dan gaan mens veral kyk na dinge soos hierdie vredeslelie, die peace lily, hierdie ouetjie die love palm. En jy sal sien dit is dinge wat donkerder blare het. Waar hy vandaan kom, in die woud waar hy groei hy onder bome en bosse. En daarso is nie baie lig wat deurkom na die plant toe nie. En daarom skuif ons hom na ons huise toe, waar daar so minder lig is, dan gaan hierdie ouetjies gelukkig wees. So hier sit 'n ou met my top 1-2 binneshuise plante byvoorbeeld, badkamers, daai tipe van 'n ding, gaan as hierdie vredeslelie of hierdie love palmpie plant en ou gaan hom altyd daai. Sodra jy dan nou 'n kleurplant het wat blommetjies en dinge aan het, dan weet jy, hoor hierdie ouetjie, hy gaan meer lig nodig hê, ek moet hom nader aan my venster sit. Daar's ook 'n klomp produkte wat mens kan gebruik. Ek het byvoorbeeld hierso 'n leaf shine wat mens op die blaartjies kan spuit, wat help met die stof en die vette en die olies wat basies die blare versmoor. Mens kan ook gereeld, ek het hier so 'n spuitjie saamgebring, net gewone water vat en net bietjie die plante afspuit, 1 keer 'n week. Daar's ook nie vog in ons huise nie. Die lug is baie droog en plante het vog ook nodig. En 'n hoë humiditeit wat glad nie in ons huise is nie. Daar's 'n plant agter jou nê. Ek ken 'n paar mense wat daai plant spesifiek in hulle huise het en hulle versorg daai plant soos 'n kind. Wat is die naam van die plant en hoekom is hy so moeilik om te laat groei? Daai is 'n vioolblaarvy of 'n fiddle leaf fig. Hulle is baie in die mode op die stadium en alle vye is nogal redelike sterk plant. Dus jy kry nie jou vy sommer dood nie. Maar hulle kan natuurlik sukkel ook soos wat jy noem. Interessant van vye, as ek hom in hierdie kant van die studio nou uit en ek stom aan daai kant, dan gaan hy oor 'n week begin blare gooi. Nie al sy blare nie, hy gaan sorg dat hy aanpas in die area waar hy kom afhangende van die lig wat daar so is. So dis 'n baie interessante ding van vye, maar soos ek sê, as jy 'n hoogte in jou huis wil hê en jy wil 'n bietjie groter dinge, is 'n vy nie 'n slegte idee nie, maar hy hou nogal van sy lig. Dit moet nie te donker in die area wees waar hy staan nie. So ek wil net voor ons klaar maak vra oor die toepassings wat mense nou gebruik om hulle plante te versorg. Sal jy dit aanbeveel dat mense dit doen of liewer in persoon na iemand soos jy, 'n kundige by Safari of enig ander tuinsentrum kom en liewer die raad daar kry? Roos, die toepassings raak al hoe slimmer. So ek moet sê, ek raak nogal verbaas as ek sien hoeveel hulle weet. Maar dan sien ek ook hoeveel foute hulle partykeer maak. Jou plantidentifiseringstoepassings begin goed raak.
Maar ek gaan byvoorbeeld sê met byvoorbeeld hierdie plante wat hier om ons staan, elkeen is op 'n ander plek gekweek. Elkeen kom van 'n ander kweker af. Elkeen se groei medium verskil. So byvoorbeeld om te besluit hoeveel water om vir hierdie plante te gee, moet jy maar gaan, jy moet nat gooi, met jou hand daar in die grond en druk en dan voel jy hierdie enetjie vat 3 dae voor hy droog word, hierdie een vat 5 dae, daai ene vat 'n week. En ek weet nie hoe die toepassing dit vir jou gaan doen nie. Of hoe die toepassing met jou plante gaan praat ook nie. So dit is soms beter om liewer by 'n human expert te gaan na 'n tuinsentrum toe waar daar tuinboukundiges is wat jou vrae kan antwoord en wat vir professionele hulp kan gee. Ja. Dankie. En daar het jy dit. Plant jou plante mooi. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, dis sporttyd. Dit beteken ek is Arnold Geert, so ek was die laaste keer toe ek gekyk het. In sommige provinsies is toutrek 'n baie groot sport en word dit vreeslik ernstig beoefen. Leerders neem van kleins af aan toutrek deel en die sport is baie meer tegnies as wat mens sou dink. Ook natuurlik een van die oudste sportsoorte ooit, blykbaar meer as 4000 jaar oud. Anton Botha van die Suid-Afrikaanse Toutrek Federasie skakel in van die Kaap af om ons meer te vertel. Anton, hartlike goeiemôre vir jou en baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ek weet dat julle onlangs weer eens die Suid-Afrikaanse nasionale kampioenskappe gehad het en dit wil voorkom asof toutrek meer populêr is as ooit. Is ek korrek? Arnold, ja, ons is baie gelukkig. Het is een van die snel groeiendste sporte in Suid-Afrika. Ons is natuurlik trots op om te sê ons is die grootste nie-bal spansport in Suid-Afrika. As ons dan nou praat van toutrek en die sport self, ek weet dit word baie lank hier beoefen. Hoe lank is die geskiedenis van die sport hier in Suid-Afrika? Man, ons roem onsself op dat ons die oudste sport is in Suid-Afrika, reeds sedert 1836 waar die sport hier in Suid-Afrika opgeteken is. Ons is natuurlik ook die eerste sport wat in die Olimpiese spansport wat in die Olimpiese spele deelgeneem het reeds in 1904 in St. Louis, Amerika. So trotse geskiedenis. Ek wil jou graag vra oor die feit dat daar 2 verskillende tipes is so effens soos die verskil tussen ek sou aanneem T20 en 50 balbeurte cricket. Daar's binnenshuis en daar's buitenshuis. Wat is die tegniese verskille eerstens? Wel, buitenshuis is die toutrek soos wat almal hom meestal ken op 'n grasveld en dan binnenshuis is soos veral in die kouer lande doen hulle die binnenshuise toutrek en dit is op 'n spesifieke rubbermat wat dan getrek word binne in 'n arena.
Die verskil tegnies, hoe verander dit? Kom dit neer op verskillende tipe van skoene wat jy dra en tegniek? Absoluut. Op die rubbermatte het jy spesiale tipe van 'n skoen. Jy is ook meer, ek wil amper sê reghoekig met die tou en jy trek platvoet. Terwyl natuurlik buite mense het jy spesiale toutrek skoene en jy stuur dan voort met die hakke wat intrap op die grasveld. So twee totale verskillende tegnieke. Daar's natuurlik manspanne, vrouespanne en dan gemengde spanne. Hoe sit die aan mekaar? Ja, dis korrek. Ons het natuurlik by die mans het ons die liggewig, middelgewig en die swaargewigte. By die vrouens het ons die lig- en middelgewigte en dan die so verskillende gewigskategorieë waaraan getrek word. Die gemeng bestaan uit die 4 mans en die 4 vroue en dit help ons natuurlik. Ons probeer strewe na gelykheid in die sport in terme van mans en dames. Ek dink ons is die sport wat waarskynlik in die land die meeste verteenwoordig is in terme van vroue. 39% van ons lede is vroue. Dis my interessant, hoe kry julle die vrouens om te erken wat se gewig hulle is? Wel, dis 'n interessante storie. Een ding as jy by toutrek is, moet jy nie skaam wees met jou gewig nie, want jy word gemeet in die openbaar vir almal. Jy klim op daai skaal. So ja, dis natuurlik ook 'n goeie motivering vir die vroue om gewig te verloor. Dis jy so kom ek vra, ek weet dis hoe dit werk. Anton, ek sien ook dat in September kom die wêreldkampioenskappe hiernatoe en ek dink dis heel duidelik 'n baie belangrike ding vir die sport hier in Suid-Afrika. Ja, inderdaad, die 20 top lande in die wêreld kom hier na Suid-Afrika toe en ons gaan dit in Mosselbaai hou, spesifiek in die Hartenbos Arena. Ons het die hele ATKV oor uitgeboek, sowel as hotelle in Mosselbaai. Groot sport in die wêreld. Daar's tans 75 lande in die wêreld wat geregistreer is by die wêreldliggaam. So ook wêreldwyd is dit inderdaad 'n groot sport. Dit bring nou natuurlik die volgende vraag daarby saam. Wie is die leidende lande? Met ander woorde, ek wil amper vir jou vra, ek sou aanneem daar is 'n tipe van 'n ranglys soos wat ons weet in meeste sportsoorte gebeur. Waar is Suid-Afrika op daardie ranglys en wie is daar heel bo? Goed, interessant genoeg. Taiwan is heel bo. Hulle het so 2-3 jaar terug het hulle vir Switserland van bo af van die troontjie afgestoot. Suid-Afrika is tans 4de op die wêreldranglys in algeheel. En ons is natuurlik baie begeerig om hier op eie bodem in September ten minste die 3de posisie te behaal. Is daar so iets soos tuisveldvoordeel wat dit aanbetref, soos rugby en cricket en al die ander sportsoorte? Natuurlik baie bly ons doen hierdie onderhoud in Afrikaans, sodat die buitelanders nie ons tegniek hoor nie. Suid-Afrikaners natuurlik amper sê meer sterker. So ons verkies 'n harder veld, 'n meer aanvallende veld. En ons berei daardie veld voor definitief vir ons tuisvoordeel. Dan vra ons natuurlik ook die skare wat kom kyk om almal in groen gekleed te wees. So alles, die atmosfeer, die oppervlak van die veld, alles berei ons voor vir daardie tuisveldvoordeel. Ek het die onderhoud begin deur te sê in sommige provinsies is toutrek 'n baie groot sport. Die provinsies, waar is die sport die grootste en hoekom sou jy sê dit is so? Ons is natuurlik oor die hele Suid-Afrika aktief, maar dis tans die grootste in die Wes-Kaap. Ons het 2 groot groeipunte in die Noord-Kaap en die Vrystaat. Ek wil amper sê dit het maar tradisioneel begin hierso in die Wes-Kaap. Dit het in die WP begin en toe die Wynland, Boland en van daar af het dit so letterlik uitgebrei, dorpie tot dorpie het dit gespring. As mense sou wou betrokke raak en spesiaal in 'n provinsie waar dit nou nie hoogtyd vier nie, hoe raak hulle betrokke? Wat is die volgende stapie? Ek dink die beste is gaan na ons Facebook bladsy, gaan kyk daar South African Tug of War Federation en via dit sal jy op die regte plekke uitkom. Ons sal vir julle daar volgens rig. En skole, is dit 'n ding wat mens by 'n skool sou kon begin en dit redelik vinnig laat werk en deelname daarbey saambring? Ja, ek dink daar's nie groot grense in terme van deelname nie. Veral op skoolvlak, op laerskoolvlak trek hulle kaalvoet tous. Jy het nie daardie dieruitgawe van stewels nie. Ons as 'n federasie stel die toue beskikbaar. Dis besig veral nou dat die prioriteit skoolsporte afgeskaf is. Nou skielik is daar 'n ontploffing van toutrek en as 'n beheerliggaam besluit toutrek moet een van die skoolsporte wees, dan absoluut, dan help ons hulle, assisteer ons hulle en ons
bring hulle ten volle. Ons stuur ontwikkelingsmense soontoe om afrigterskursusse te gee en die skool letterlik tot staande te bring. Geweldig gebloei onder die skole op hierdie stadium. Jy praat van afrigters, waaraan werk afrigters oor die algemeen? Weereens tegniek. Ja, tegniek 'n baie belangrike ding. Dit is natuurlik geklassifiseer as 'n kragsport. So kragwerk is heel wat. Is 'n groot werk in die gimnasium. Dan natuurlik tradisioneel die buitebande gooi en hierdie tipe van ding. Alles natuurlike maniere om jou sterk te maak. Maar die tegniek, ons sê altyd dit is by uitstek 'n spansport. So dit kan vergelyk word met die kanoesport. So jy moet absoluut saam wees en as jy tot daardie splitsekonde saam is, dit maak 'n beter span. Net voor ons tot sien sê, gee vir ons 'n idee hoe jy dink ons gaan vaar in September as die wêreldkampioenskap hier by ons plaasvind? Ek verwag so 2 tot 3 wêreldkampioenskap titels, spesifiek by ons jeug. Ons jeug is wêreldwyd tops, ons onder 19s en ons onder 23s. Ek is oortuig ons gaan daardie derde algehele rangposisie afneem by die Engelse. Hulle het dit verlede jaar by ons afgeneem. So dis tyd dat ons dit terugneem. Anton, kan nie vir jou genoeg dankie sê nie. Ons waardeer dit te kykie na 'n sport wat heel duidelik nie genoeg publisiteit kry nie, maar ons doen ons deeltjie hier by Goeiemôre Good Morning. So gepraat van grond, net hierna kyk ons na diepe grond hier op Goeiemôre Good Morning. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Dis tyd vir teater. Nou die wêreld van die legendariese dramaturg Reza de Wet word weer tot lewe gebring. Die nuwe verhoogproduksie van Diepe Grond neem gehore op 'n intense sielkundige reis, een wat nie net vra wat met die karakters gebeur nie, maar eerder waar sit ons vas? Die akteur Niels Klaasen en regisseur Eloise Klaasen kuier vandag hier om meer oor hierdie unieke produksie en die wêreld wat hulle op die verhoog skep te vertel. So baie welkom aan albei van julle. Dis wonderlik om julle weer hier te hê. Baie dankie. Goed, nou hierdie weergawe van Diepe Grond beweeg van 'n tradisionele historiese interpretasie af weg. So ek dink die vraag sal wees, wat was julle visie met die nuwe benadering?
dit is belangrik vir my om mense terug te trek teater toe. So ons kan nie 'n teaterstuk opsit soos wat hy gedoen was in die 80's nie. Dit gaan net nie werk nie. So ons het hom heeltemal vervorm en hom baie meer exciting gemaak en hom nie in sy plek gehou nie. Ons het die stuk is presies dieselfde. Ons het hom verkort. Maar hy speel nie af in 'n spesifieke plek nie. Hy speel nie af in 'n spesifieke tyd nie en daar's ook nie ouderdomme nie. So dis dieselfde stuk, maar net so effens 'n nuwe baadjie as 'n mens dit nou so kan stel. Ek wil net julle met dalk vir ons in 'n neutedop vertel, net vir diegene wat dit miskien nie ken nie. Yes. Die begrond Reza de Wetstuk. Sy's 'n uitstekende dramaturg wat wêreldwyd bekend is. Haar werk is in tientalle tale al vertaal. Dis basies 'n stuk wat eintlik baie metafories is. So hy vra baie vrae oor 'n donker verlede, onsekerhede en ons potensieel onstabiele toekoms. Dit klink nou baie cerebraal. Ja, en dit is. Dis basies die twee mense, wel die drie mense, Soekie, Frikkie en Oualina, wat vasgevang is in die verlede. 'n verlede wat hulle verknog hou tot 'n baie eienaardige hede. En dan is daar 'n man, Gerwe wat inkom om basies te kyk na die plaas, want daar's 'n tante wat belangstel in die plaas en daar's basies die konflik tussen die mense wat vasgevang is in die plek en regtig nie kyk na die plaas nie en regtig verval en die man wat nie kan verstaan hoekom enige iemand so sou wou leef nie. So dit is 'n bots tussen tradisionele denke en onkonvensionele denke. En binne in daai konteks is dit nogal donker. Dis iets tussen 'n thriller en verhoogde realisme. Maar jy weet, ek glo dis belangrik om weer mense veral op 'n drama vlak, veral met dramas teater toe te lok. Drama, jy weet, teater is nie net daar om mense te vermaak nie. Dis nog altyd tradisioneel, dit begin om 'n spieël te wys na 'n samelewing en so op te gaan, kom, dink 'n bietjie dieper, sien jouself in die stuk en probeer om 'n verandering te bring daarna. Ja, en ek dink dit is presies dit. Die oorspronklike stuk was 'n kommentaar op die Afrikaner siege en apartheid en daai dinge. Ons beweeg weg daarvan. Ons hou die spieël op van hoe ons dit regkry om onsself vasgevang te hou in ons situasies in ons lewe en wat ons vir onsself vertel om daar te bly. So dit is, ons beweeg weg van daai dinge wat ons almal eintlik net meer ontstel elke keer as ons daaroor dink of praat en ons doen 'n stuk wat jou laat dink oor jou lewe en laat dink oor wat jy vasgevang is. Ja. Wel, terwyl hulle nou daarna verwys, ek bedoel die stuk fokus baie op die idee dat mense sou vasgevang is of hulle self vasvang. Hoekom dink julle vind gehore in vandag se tyd steeds aanklank by so 'n tema? Spesifiek as gevolg van hoe die wêreld werk op die oomblik. Niemand weet waarheen ons op pad is nie. Niemand weet wat voor lê nie. 20, 30, 40 jaar gelede het jy presies geweet in watter wêreld jy intree as 'n volwassene. Nou verander die wêreld nie meer elke 5 jaar nie, maar nou eintlik jaarliks, maandeliks. Ons weet nie meer wat môre gaan gebeur nie. So dit is 'n moeilike plek want jy is nie heeltemal seker waarheen jy gaan nie. So jy hou jouself in jou safe space as ek dit so kan stel en jy vat nie meer so baie kansse nie want jy's nie heeltemal seker oor wat voor lê nie. En ek dink dit is hoekom ons almal vergeet om te leef en eerder net survive. Ek dink vrees, jy weet, ek is nog altyd gefassineer met die gedagte van vrees en hoe vrees jou wêreld kleiner en kleiner maak, want binne hoe kleiner dit is, hoe meer kan jy dit beheer. Hoe kan jy jou lewe beheer in 'n onbeheerste wêreld, you know? En ek dink dit is nogal die interessante vraag en die interessante weerkaatsing in die spieël wat ons ophou. Wat is jou reaksie op vasgevangenheid? En is daar 'n manier om buite dit te beweeg in 'n super onsekere hede? En ek dink dit raak net meer onseker. So wat is jou reaksie daarop? Gaan jy vergaan in jou vrees
of gaan jy dit ander om actually 'n verandering te bring binne daai konteks? En hoe jy ook beklei om daai vrees vas te hou. Ja, dis nogal ja. Wel, die stel is ook baie minimalisties. Hoe dink julle maak dit die storie of verhaal meer treffend? Hoe minder daar op 'n verhoog is, hoe harder werk die akteurs. En die 4 akteurs is ongelooflik. En so ek voel as 'n mens nie die lantuintjies het nie en nie goedjies het wat jy aan agterkant wegkruip nie, kan jy baie meer gee en jouself baie meer, nou gaan ek weer 'n Engelse woord gebruik, immerse. En dit voel vir my altyd of die gehoor baie meer saam met die akteurs gaan as wat hulle aandag afgetrek word deur een of ander stelstuk of 'n rekwisiet. Wat sê? Daai is 'n baie mooi woord. Ja, so ek hou daarvan om met baie min te werk. Ja, dit is my altyd lekkerste. Wel, ek meen, dan wil ek ook sê, daar is nie 'n interval of 'n pouse nie. Julle hou die gehoor absoluut geboei. Waarom so? Wat dink julle, hoe beïnvloed dit die atmosfeer in die teater? Kyk, ek dink 'n stuk soos die per ontwerp is om ekskuus, nou raak ek in die mikrofoon. Is om mense ongemaklik te maak. Mense jy wil hulle vasvang in 'n situasie wat hulle wil van ontsnap. En jy weet in daai manier maar nie kan nie. So in daai manier is dit wat hulle beleef as 'n gehoor en dit wat die karakters beleef op die verhoog nogal, jy weet, nogal dieselfde ervaring. En ek dink dit is een van die hoofdrywe daarvan. Kyk, die stuk is ontwerp en is geskryf as 'n, jy weet, as 'n in sy geheel. Dit sal nogal vreemd wees om die spanningslyn te breek met 'n pouse. Ja, maar hy was baie langer, so hy's nou baie korter. En ons moet ook aandag gee aan hoe mense vandag goed kyk. Want jy's by die huis en jy kan pause en jy kan gou gaan popcorn maak of wat ook al doen wat jy wil doen, die oproep vat wat deurgekom het. So ons moet ook net besef dat mense nie meer so lank kan stil sit en aandag gee nie. Ons hoop dat hulle saam met ons op ons reis gaan. Nou, ons het 'n paar sekondes oor, net vinnig. Waar en wanneer kan mense hierdie produksie gaan kyk? Help mekaar Oula, 10 tot 12 April, Vrydag en Saterdag aand is 7 uur shows en Sondag is 'n 2 uur show. Baie dankie julle. Dit was 'n voorreg om met julle te gesels. So bly ingeskakel. Jy's by Goeiemôre Good Morning en dit is net hierna tyd vir musiek. Ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car,
motorfinansiering met voordele. Dit is goeiemôre, good morning. Een van Suid-Afrika se gunsteling boerseuns, Brendan Piper se liedjie H2 Hart, het reeds aanhangers harte geraak. En nou word daardie storie nog dieper vertel met die vrystelling van 'n musiekvideo. Ons het nou net 'n lekker voorsmaakie gekyk en die man self is hier om ons hieroor te vertel. Goeiemôre, good morning Brendan Piper. Goeiemôre, good morning. Altyd lekker om jou hier te hê. Kyk hoe relaxed sit jy daar op die bank. Jy is amper soos 'n gasaanbieder hier. Jy's nou lankal, ja, maak jouself gemaklik. Maak jouself gemaklik. Ja. So die musiek is die liedjie is al vir 'n rukkie uit. So hoekom nou besluit om 'n musiekvideo te maak vir H2 Hart? Kyk, ons het mos laas jaar 'n EP vrygestel, of ek het laas jaar 'n EP vrygestel en hy is op die EP. En toe dink ek gaan eers wag vir die Amerikaanse program, Annadam se een om, jy weet, tot die einde te kom. Dan sal ons die video vrystel, want daar's baie footage en goed in die video wat obviously deel is van die program. Ja. So ons wou niks spoil nie. En ja, ek dink 'n nuwe seisoen begin nou weer in Amerika vir die H2A manne. So ek het gedink dis goeie timing. Ja, so jy praat nou oor die H2A manne, maar daar's baie mense wat nie weet van hierdie gemeenskap nie en dit was eintlik die inspirasie natuurlik agter die liedjie. Kan jy vir ons vertel wat is die H2A en hoekom was dit vir jou belangrik om vir hulle hierdie liedjies te skryf? Ja, sover my kennis strek is H2A program wat Suid-Afrikaners werf om oorsee te gaan werk vir groot mega boere daai kant. En ja, dis 'n program waarin hulle deel is en jy moet kwalifiseer vir hierdie program. Nie net enige ou kan kwalifiseer vir dit nie. So ja, ek dink meeste van die ouens gaan maar oor want dit is goeie geld en dis 'n seisoen wat jy, kom ons sê in jou 20's wanneer jy nou nog nie baie verantwoordelikhede het hierdie kant nie. Dan kan jy oorgaan en bekostig om 6 maande oor see te bly en te werk en ek het gehoor dis baie harde werk. Ja. So ja, ek dink as ek nie gesing het nie sou ek definitief daai geleentheid gevat het. Ja, en die woorde van die liedjie, dit gaan ook baie oor hulle mis hulle mense, hulle mis hulle land, maar hierdie is 'n geleentheid wat hulle wil aangryp met albei hande. Ja, ek het net baie van hierdie ouens en toe ons nou Annadam se eende geskiet het, op elke lughawe loop jy ten minste 'n paar van hulle raak, jy weet, en dan lyk soos 'n Suid-Afrikaner, maar dit kan ook 'n Duitser wees, jy weet, ofwel, dan stap jy maar na die ouens toe, of hulle kom na jou toe, en dan begin mens maar net gesels, en dan besef jy, daar is niks buite Suid-Afrika, wat beter is vir die siel as wat ons hierso het nie, jy weet, ek het ook besef toe ons nou Annadam se eende gaan skiet het, ek dink ek sal ooit wil trek uit hierdie land uit nie, hoe amazing dit is daai kant, alles werk, alles is ongelooflik, maar weet hulle het ook maar hulle dinge, en ja, ek het baie van die ouens gesien wat regtig die huis verlang, jy weet, hulle maas veral, hulle mis die kos en om vir homself kos te maak is nie altyd so lekker nie. So ek wil eintlik gesels bietjie oor die musiekvideo. Ons het nou 'n voorsmaakie daarvan gesien, maar die visuele elemente van die video, dit is so mooi. So mens kyk na die lande, mens kyk na jy wat daar op die strand sit en daai tipe goed. Hoe moeilik was dit om te besluit wat gaan inbly, wat gaan ons nie insluit nie? Ja, dit was. Want alles is mooi. Ons het seker 4-5 edits gehad van my musiekvideo en gekyk na verskillende weergawes en toe sê ek maar ek soek meer van die landskap en ek soek meer van daai sonsak en sonopkoms wat ons gesien het en ja, 'n bietjie minder van myself. Jy weet, want dit was so 'n flippe mooi land. Ja. Ek het die mooiste, mees freakieste sonopkoms gesien. Dis iets wat jy nie kan beskryf nie. Soos ons het daar, ek dink ons was op pad Area 51 toe ry ons deur nag en ons kyk die sonopkoms. Ja. Jy weet, en toe stop ons net en ek sê vir die ouens, luister, soos kom ons kry net 'n paar shots van hierdie in hulle het dit toe gedoen en ek dink ons het 'n stukkie in die musiekvideo ingewerk van daai sonopkoms. Dit is ongelooflik. Was dit toe nou 'n sonopkoms? Hulle was op pad Area 51 toe, so dit kon een of ander
Was 'n sonsak. Dit kon een of ander UFO of 'n ding gewees het want jy het reeds gesê dit was freaky. So, Dit was baie freaky. Ek het nog nooit so 'n sonopkoms gesien nie. Dit is soos of sonsak gesien het, Ja. soos hy maak sulke leiers teen die berg en dit is net sulke duidelike lyne wat hy getrek het. UFO. Maar wat weet ons? Ek wil ook vir jou vra, wat is mense se reaksie op die liedjie? Want dit is iets wat mense nogal baie emosioneel gaan raak, veral die mense wat van daardie gemeenskap deel uitmaak. Ja. My intensie met die song was dat dit mense emosioneel raak. Het was nie om op die charts te kom of nommer 1 te gaan oornag of wat ook al nie. Dit was maar net ek het 'n behoefte gesien, ek het 'n mark gesien vir dit en ek het gesien dat hierdie ouens, jy weet, hulle skryf hulle eie liedjies en release dit en dis ek sê nee, kom boys. Kom ons skryf vir julle 'n song. En ja, dit was maar die oorsprong van die song. Ek is so bly dat jy nogal regtig dit vir jou belangrik is om ook emosioneel te kan skakel met mense deur jou musiek, veral mense wat ver weg is van hulle huis af, ver weg is van die familie, want alles gaan nie net oor die musiek wat jy maak wat regtig great is nie, maar om net bietjie in 'n ander rigting in te gaan om 'n ander reaksie uit mense uit te lok. Ek dink dit is fantasties om te sien hoe jy groei as 'n kunstenaar. Dit is ons regtig baie lekker. Dankie. En wanneer gaan ons 'n vollengte album kry? Daar was 'n EP, ons soek nou nuwe musiek. Ek wil so graag 'n vollengte album vrystel, maar vandag se tye is dit vir my baie snaaks. Die bedryf het baie verander, né? Vinnig verander. So ek dink ek gaan hierdie jaar net fokus op singles. Sal ek dalk volgende jaar weer kyk na dit. Brendan, waar kan mense jou volg asof ons nou nog nie weet nie? Net nie huis toe nie. Maar ook nie in 'n mall nie, asseblief net nie volgende mall. Ook nie terwyl ek eet nie. Net laat ek net eet. Okay. Ja. Maar social media, ja. TikTok, ek is baie aktief daar nie, maar Instagram en Facebook deel ek maar my bewegings. Ja, waar jou shows is, waar die nuwe musiek is en wanneer jy weer op Goeiemôre, Good Morning gaan wees. Dit is altyd lekker om jou hier met ons te hê. Dankie vir die kuier. Dankie vir julle. So vroeg as 'n kunstenaar. Dankie Brendan Piper. Dit is dan waar vandag se program gaan eindig. Ons sien julle môreoggend weer 6:00 op Via. Dit is Goeiemôre, Good Morning. Lekker dag verder.